Vanoggend se tema, as ek dit 'n tema kan gee, is die dag van besluit. Dis die tema, wie is jou God? En dis 'n vraag wat ons onsself moet afvra, en ons kan dalk baie maklik antwoord en sê, ek weet wie ek dien, ek weet wie my God is, maar ek wil hê ons moet na hierdie gedagte kyk vandag, die dag van besluit. Wie is jou God? En vandag gaan ek, in die gedeelte wat ek gaan lees is in 1 Konings 18, en soos ons aangaan, gaan ek daardeur werk, en hierdie vraag, wat ek nou net gevra is, gaan reg deur die geskiedenis. Het gaan deur die skrif, en vanoggend gaan dit deur ons harte. Wie is jou God? Wie dien u? En dis wat ons moet vra vandag, en die vraag wat Elia op die berg Karmel aan die volk Israel stel, en dit is die vraag wat hulle vra, hoe lank hou julle aan met hink, tussen twee gedagtes? As die Here God is, volg hom, maar as dit Baal is, volg hom. En hierdie woord hink, het is 'n vreemde woord dalk in Afrikaans vir u, en ek het gaan kyk in 'n beter Afrikaanse vertaling, hink is wankel of slinger. So jy's tussen, jy's heen en weer. En dit is wat hier gestel word. Dis wat Elia vir hulle vra. Israel was in 'n droogte. Dit was nie net fisies droog in die land nie, in hulle geestelike lewe was daar droogte. En hulle het deur daai tyd gegaan. Koning Agab en sy vrou Isabel het die Baal afgoderry in die land ingebring. Die volk Israel het probeer met beide die Here te dien en 'n afgod te dien. En ons kan vandag dink en sê, dis verskriklik, wat doen hulle? Ons het die name van God gesing vanoggend, ons weet wie God is. Hulle het ook geweet wie God is. En hulle gaan, en hulle volg die Here en afgoderry. Ons leef in 'n wêreld vandag, wat my en u uitnooi. Die wêreld nooi ons uit om te hink, te spring, hierdie kant toe, daai kant toe. Die wêreld wil hê, ek en u moet vandag tussen twee gedagtes die Here dien. Dis wat die wêreld wil hê. Die wêreld wil hê, ek en u moet nie getrou wees nie. Die wêreld wil hê, ons moet die Here bely, vanoggend. Maar, ook die afgode van eie ek. Alles gaan oor myself. Gerief, geld, roem, begeertes. Dit is wat die wêreld ons uitnooi vandag om te dien. Kom dien dit. Julle kan nie Here dien. Daar's niks fout daarmee nie. Maar met dit bygesê, kan ons bietjie hierdie kant toe skuif. En dis wat die wêreld ons vandag op uitnooi. En met ander woorde, hierdie verhaal van Elia vanoggend, wat ons gelees het, van die Baal profete wat ons gaan lees, is nie net 'n Ou Testamentiese verhaal of net geskiedenis nie. Dit is steeds van toepassing op my en u vandag. En dit is so mooi en kragtig as ons hierna gaan kyk. En dit is van toepassing op my en u vandag. En ek roep vir my en u, ek roep ons vandag tot 'n besluit. En ek wil u uitroep vandag, wanneer ons hier uitstap, maak u besluit. En ons gaan nou na die gedeelte gaan kyk. Wat is u besluit vandag? En dis so 'n belangrike keuse hierdie. So kom ons kyk bietjie na die konteks of die agtergrond. Hierdie volk is in 'n geestelike verwarring. En die agtergrond is belangrik om hierdie agtergrond te verstaan. Israel was nie 'n heidense nasie nie. Israel was die verbondsvolk van God. Hulle was uitgekies deur die Here. So dis nie 'n heidense nasie nie. Maar onder Agab en Isabel het afgoderry die amptelike godsdiens geword. Hulle het afgoderry gedien. 'n Afgod. Maar dit is die verbondsvolk van God. En as ons gaan kyk hierdie Baal, hierdie afgod Baal was 'n Kanaanitiese vrugbaarheidsgod. Met ander woorde, wat beteken dit? Hulle het op daardie God staat gemaak vir vrugbaarheid, vir reën, vir oeste. Hulle het op daardie God staat gemaak vir die lewe self. En dis wat hulle doen. Nou kan ons sê, dis skokkend, hoe kan hulle?
Hulle weet dan wie die almagtige heilige God is. Maar wat daar gebeur is verskriklik. Maar die Here, die God van Israel, roep Elia en kondig 'n droogte aan. Met ander woorde, dis 'n direkte aanval op Baal, want Baal is dan die God van reën. En vir 3,5 jaar reën dit nie, geen reën nie. Die land ly, die mense ly. Maar hulle maak staat op daai God, daai afgod, wat vir hulle die reën moet bring. En die vraag is duidelik. In daardie tyd, wie is werklik God? Dis die vraag, wie beheer die reën? Wie gee lewe? En Elia verskyn voor Agab. En hoor wat Agab vra, hy sê, is dit jy wat die dood oor Israel bring? Dis wat hy doen, hulle dien afgode, hulle dien Baal. Hulle weet wie God is, en Agab kom en hy vra daai vraag vir Elia, hy sê, is dit jy? Is dit jy wat die dood oor Israel bring? Maar Elia antwoord hom, dis nie ek wat die dood oor Israel bring nie, maar jy en jou familie. Met ander woorde, Elia sê vir hom duidelik, wat praat jy? Jy's jy en jou familie, julle bring afgoderry in Israel in, en julle maak staat op 'n afgod. Julle het die gebooie van die Here verontagsaam en Baal gedien. En daarom, hierdie is so belangrik as ons dit terugtrek na ons eie lewens toe vandag. Hoe lyk ons eie lewens? Die wortel van die volk se ellende was nie Elia se optrede nie, dit was hulle afgoderry. Dit was hulle keuse. En dan kan ons dink, dis geskiedenis, dit is geskiedenis, maar hierdie is vandag so belangrik vir my en u, om te gaan kyk en onsself te ondersoek. Wanneer ons die Here verlaat, gaan ons in 'n woestyn in. En nou kan ons sê, ons verlaat nie die Here nie. Maar wanneer u die Here verlaat, gaan u in 'n woestyn in. Wanneer deur u keuses, ek kan bietjie hierdie doen, ek kan bietjie hierdie doen, dis nie so erg nie, dan gaan u en is besig om weg te draai van God af. Dis wat Israel gedoen het. Ons glo in God, ons dien die Here, maar ons kan bietjie Baal ook dien. Is nie so erg nie. En dit is so belangrik dat ons hierna kyk, wanneer ons die Here verlaat, broers en susters, gaan ons in 'n woestyn in. Kom ons kyk na die tweede gedeelte, die kragmeting, kom ons kyk daarna, vuur uit die hemel, die kragmeting. En ek gaan nou vir Elia daag 450 profete van Baal uit, op die berg Karmel. En ek wil vir u graag voorlees, enkele verse, 1 Konings 18 vers 20 tot 25. En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel, en die profete op die berg Karmel bymekaar laat kom. En Elia het nader gekom na die hele volk, en gesê, hoe lank hink julle op 2 gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. En ek wil hierdie gedeeltjie, ek sal nou net terugkom daarna. En die volk het hom niks geantwoord nie. Toe sê Elia vir die volk, ek het alleen oorgebly as profeet van die Here, terwyl die profete van Baal 450 is. Maar laat hulle vir ons 2 bulle gee, dan kan hulle vir hul 1 bul uitkies en dit in stukke verdeel en op die hout sit. Maar sonder om vuur te maak, en ek sal die ander bul gereed maak en op die hout sit, maar ek sal geen vuur maak nie. Roep julle dan die naam van julle God aan, en ek sal die naam van die Here aanroep. En die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. En die hele volk het geantwoord en gesê, die woord is goed. Verder het Elia aan die profete van Baal gesê, kies vir julle 1 bul uit en maak die eerste gereed, want julle is die meeste. En roep die naam van julle God aan, maar julle mag geen vuur maak nie. Net tot so, vir die reëls is eenvoudig.
Die God wat self die offer aan die brand steek, is die ware God. En kyk na hierdie toneel, kan jy dit in die gedagtes indink en kyk? Kom ons kyk, die profete van Baal bou hulle altaar en hulle begin roep tot hulle God. Daar gaan hulle, en hulle begin roep en roep en roep na hulle God. En dit is so kragtig, hierdie deel is so ryk, en ons kan dit so kyk, en hoor wat gebeur, 1 Konings 18:26. En hulle het die bul wat hy hulle gegee het, geneem en het gereed gemaak, en die naam van Baal van die môre tot die middag aangeroep en gesê, O Baal, gee ons antwoord. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het. Dit is eintlik so mooi. Hulle spring rond en gaan te kere. En hulle roep en roep en roep. En toe daar geen antwoord kom nie, gaan hulle verder, hulle begin hulle self sny. Met swaarde en spiese, tot die bloed loop. Maar dit was te vergeefs. Daar was geen geluid nie. Niemand het geantwoord nie. Daar was geen reaksie van hulle God nie. En hierdie is my so mooi. En Elia spot hulle. Hoor hoe mooi is hierdie. En vanoggend moet ek en u besef, wie is ons God? Hoor wat sê Elia. En toe dit middag was, het Elia met hulle gespot en gesê, roep hard. Hy is mos 'n God. Hy is seker in gepeins. Of hy het hom seker afgesonder. Of hy is seker op reis. Miskien slaap hy. Hy moet wakker word. Hierdie is so mooi. Dit is so mooi, hierdie skep ons so mooi prentjie. Maar mag dit ons ook ruk vanoggend. Wat doen ons afgod? Afgode. Hierdie moet vir my en u ruk vanoggend. Dis 'n ontblooting van hulle God Baal. Baal is nie werklik nie, ons weet dit. Hy hoor nie, hy sien nie, hy kan nie red nie. En die profete van Baal put hulle self uit. Hulle is moeg, vrugteloos. Want hulle het niks. Hulle kon sowel teen 'n dooie muur gaan staan het en probeer iets kry het. 'n dooie, hoe kan jy 'n dooie, 'n afgod wat niks is lewendig maak? Daarna is dit Elia se beurt. Kyk hoe mooi is hierdie. Hy begin herstel die altaar van die Here wat afgebreek was. Hy gebruik 12 klippe, een vir elke stam van Israel. En ek wil hier moet na hierdie gedeelte kyk. Kyk na die agtergrond van wat hy hier doen. En dit is 'n wonderwerk. Ons het nou gesing, miljoene wonderwerke elke dag in ons lewens. Maar kyk na hierdie wonderwerk. Hy laat die altaar 3 keer met water nat gegooi word. Hy maak dit sopnat. Elia wys, deur dit te doen, staan hy daar en hy wys sy absolute vertroue in die lewendige God. Hy vat die altaar, hy maak dit nat, gooi water 3 keer, alles is nat. Hy maak seker dat niemand ooit kan sê, dis 'n natuurlike vuur wat daar uitgekom het nie. Niemand kan dit ooit sê nie. En weet u, is dit nie so nie, wanneer ek en u kom en ons getuig van 'n wonderwerk. Ons het al hoeveel wonderwerke op wonderwerke hier in die kerk van gehoor, keer op keer op keer, en niemand kan kom en dit draai en sê, dit was omstandighede, of dit het maar so uitgewerk nie. Ons kan nie. En Elia kom wys dit ook, hy wys sy totale vertroue in die almagtige God. Broers en susters, stop vir 'n oomblik en dink aan die wonderwerke in u lewe nou. En wanneer u daarna kyk, kan u sien, dit is nie menslik nie. Al kom die vyand en sê, ja, maar dit kon dit gewees het, of dit kon dit gewees het, dis my God. Ek kan die hand van my God in dit sien. En hierso met Elia kan ons die wonderwerk sien. Alles is sopnat.
Die hele altaar, die hout, die offer, alles is nat. En is onmoontlik vir 'n natuurlike vuur om daai altaar aan die brand te steek. En hy gaan en hy sit selfs 'n sloot om my altaar. En hy vul selfs die sloot met water. So totaal en al, geheel en al, vertrou op die Here. Daar was selfs die sloot daar, en hy plaas alles in die hand van God. Hoe lyk dit wanneer u kom en u plaas u hele lewe nou 100% in die hand van die lewendige God? Dan lyk dinge anderste. En dis wat Elia hier gedoen het. Hy plaas alles in die hand van God. En dan bid hy. Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat u God in Israel is en ek u knegt en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. Antwoord my Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat u Here God is en dat u hulle hart tot u laat terugkeer. En dis die gebed, hy bring alles na God en hy sê, Here, dis my gebed, antwoord my, dat almal kan sien dat u werklik God is. En dis wanneer die wonderwerke kom, die Here antwoord ons en ons kom en sê, Here, dis u. Dan kom ons op 'n oggend hiernatoe en ons kom getuig voor almal en ons maak 'n verklaring vir die lewendige God en voor ons broers en susters en ons kom in getuig en sê, my God is 'n almagtige God wat wonderwerke doen. Amen. En dis wat gebeur en God en die God van Israel antwoord. Vers 38, daarop het die vuur van die Here neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja die water wat in die sloot was, opgelek. So mooi deel, ek moes dit insit vir u. Dink daaraan, so mooi Afrikaanse woord daar, die water is opgelek. Alles was droog, alles is verteer, want die lewendige God het ingegryp. Hier lê die kern van die boodskap, broers en susters. Die ware God hoef nie wakker gemaak te word nie. Hy slaap nie. Ons hoef hom nie te dans en te gil en te skree om hom wakker te maak nie. Hy is almagtig. Hy is die lewendige, almagtige, alomteenwoordige God, wat nou hier is. Die vuur uit die hemel is 'n teken van God se teenwoordigheid en mag. Daai was 'n wonderwerk, teken van God se teenwoordigheid en mag. So kan ons gaan dink, gaan kyk na die geskiedenis. Gaan kyk in die lewens, gaan kyk wat het gebeur in ons land. Die almagtige God, wat gebeur as hy optree? Dan is die onmoontlikheid wat onmoontlik is moontlik. Die wonderwerke is daar. En ons kan gaan kyk. Die vuur uit die hemel is 'n teken van God se teenwoordigheid. Hy wys dat hy die enigste ware God is. Daar's geen ander God nie, broers en susters. Dit is 'n antwoord op die gebed van 'n gelowige profeet. Hy het in God geglo, hy het God vertrou. En dink daaraan, wanneer ons staan voor 'n situasie, dan kan ons dalk vreesbevange wees. Gaan God deurkom? Gaan God my help? Sal die Here my hier deurdra? Dan kom die Here en hy dra ons deur. En hier moes Elia dalk gestaan het en hy het geweet, God gaan hom antwoord. Maar hoe baie kere staan ons en wonder en twyfel. Maar mag ek en u weer besef en kyk wie is God, die krag van God raak sien en besef ons dien 'n almagtige God. En die reaksie van die volk, die Here is God. Wat is die reaksie van die volk? En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. 'n oomblik van bekering. Hulle het teruggedraai. En dis waar ek nou gesê het, wat het gebeur die eerste keer toe Elia hulle die vraag gevra het? Hulle het gehuiwer, hulle het stil gebly. Die heel eerste keer in ons vers het hulle stil gebly. Toe hulle vra, wie gaan julle dien? Gaan julle die Here dien of gaan julle Baal dien? En hulle het nie geantwoord nie. Maar hier kom hulle. Maar nou antwoord hulle. Hulle sien die waarheid met hulle eie oë. Hulle erken dat God alleen God is.
Hulle sien die almag van God. Hulle sien dit wat hulle afgode wat die ouens ronddans en niks gebeur nie. En hier kom die almagtige God en hulle sien die almag van God. En daarna, in opdrag van Elia, gaan hulle maak al die Baal-profete dood. By die Kison spruit. Maar die verhaal eindig nie hier nie. Dit eindig waar die reën val. Wat gebeur? God wys hy is God. Wat gebeur daarna? Elia klim op na die top van die berg Karmel toe en hy bid vir reën. 7 keer stuur hy sy dienskneg uit. En op die 7de keer kom die dienskneg terug en hy sê 'n klein wolkie soos 'n man se hand wat op die see opkom. Dis wat hy sien. En die 3,5 jaar droogte is op 'n einde. Wat leer ons dan uit hierdie verhaal uit? Ons kan die almag sien, ons kan die boosheid sien van wat Israel doen, maar dan sien ons God se almag. Maar wat kan ek en u leer vandag? Wat leer ek en u? En ek wil hierdie vraag vra. Wat is ons Baal? Wat doen ons? Soos ek gesê het, ons lewe in 'n wêreld waar daar afgoderry is. Mense staan met een voet by die Here en 'n ander voet by hulle afgoderry. Soos ek gesê het, geld, status, gemak, my eie ek. En so kan ons byvoeg en byvoeg en byvoeg. So waar staan ons vandag? Nie heeltemal hier nie, nie heeltemal daar nie. En dis die vraag wat ons moet vra. Maar God roep ons na 'n enkelvoudige, onverdeelde hart. En die Here roep vir my en u vandag na 'n onverdeelde hart. Nie bietjie hier en bietjie daar nie. En die vraag is, doen ons dit? Ons leef in 'n wêreld wat ons leer. God en afgoderry is okay, ons kan tussen die twee skuif. Dis wat die wêreld ons leer. Dis nie so erg nie. Gaan bietjie hier, dan bietjie daar. As iets my nie pas nie, dan skuif ek bietjie van God af na dit wat my pas. Ons moet ernstig raak. Ons sê ons glo in God. Vandag kom ons sê ons glo in God, maar ons soek sekerheid in geld. Ons sê ons volg Christus, maar ek jaag status na. Ek jaag erkenning na. Ons sê ons vertrou die Here, maar wanneer die geld bietjie min raak, hardloop ek na hierdie kant toe, of as hy nood druk, of as iets probleme, dan dadelik skuif ek na iets anders toe, behalwe na God toe. Ek roep nie die Here aan nie, ek soek nie eers God nie. Ons raak paniekerig. En die vraag wat Elia nog steeds vra vandag is relevant. En dis die vraag, hoe lank gaan ons nog hink op twee gedagtes? Hoe lank gaan ons die Here dien en terselfdertyd die afgode van hierdie wêreld? En vandag se afgoderry is nie hout en klip nie. Dis nie wat ons vandag voorbuig nie. Daar's baie ander goed wat ons voorbuig. Dis meer subtiel, dis net so gevaarlik. En vandag word ons baie maklik mislei en verlei. Jy kan jouself afvra. En dan kom ons en vra, hoe kan ons sê afgoderry? Enige iets wat u vandag in die plek van God sit, is 'n afgod. As u God een kant toe skuif en u sit iets anderste in die plek van die lewendige God, is u besig met afgoderry. Skuif ons van hierdie kant na daai kant toe. Waarmee is ons besig? Ons wil die Here dien, solank dit ons nie te veel kos nie. Die oomblik, as dit bietjie iets vat, dan raak dit moeilik. Die kerk moenie inmeng in my lewe nie.
Ek sal dit doen op my voorwaardes. So, ons is bereid om die Here te dien. Dit moet ons net nie te veel kos nie. Ek vertrou eerder op my eie vermoëns, my eie status, my eie geld, as op God se voorsiening. Ons kies ons eie wil bo God se wil. En ons dink dit is nie moontlik nie. Baal en die afgoderry van daardie tyd en waar hulle gedans het en te kere gegaan het, gebeur in daai tyd. En vandag hink ons tussen twee goed. Is ons ernstig? Is ons radikaal vir God? Kies vandag wie jy sal dien. Elia se woorde op Karmel is 'n herhaling van Joshua se woorde. Kies dan vandag vir julle wie julle wil dien. Maar wat my en my huis betref, ons sal die Here dien. Joshua 24:15. Israel het gedink hulle kan beide die Here en Baal dien. Hoe baie kere kan ons dink, ons kan God dien, en ek kan nog iets anders toe ook dien. Ek hoef nie te doen wat die Here sê nie. Ek hoef nie gehoorsaam te wees nie. Daai deeltjie in die skrif is nie van toepassing meer nie. Dis oud-testamenties, dis oudtyds, so ek skrap hom uit. En ek gaan en ek skuif my pad en ek skuif my fokus. Is dit wat God sê? Nee. Dis nie wat die Here sê nie. Israel het gedink hulle kan die Here en Baal dien. Maar Elia roep hulle daaruit. Elia roep hulle uit en die volgende, terwyl ek hierdie woord voorberei het, kom hierdie volgende vers by my op en ek glo dit van die Here af. Dis wat Jesus Christus ons op vandag uitroep na. Elia het uitgeroep en vandag glo ek Jesus Christus roep ons uit, die kerk uit. Wolperpark gemeente, na hierdie vers in Openbaring 3 vers 15 en 16. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm. Maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. So, vandag ek sluit af. Kom ons ondersoek onsself. Kom ons kyk, wat is in die plek van God in my lewe? Geliefdes, afgoderry bring louheid in ons harte. Dink daaraan, wanneer ek besig is met ander goed, wanneer ek besig is met afgoderry, wat gebeur? Ek's lou. Ek's vuur en vlam. Dan begin die wêreld inkom. Dan trek dit my weg. Stadig en stadig en stadig weg. En hoe meer ek weggetrek word, hoe louer word ek. En louer word ek. Dit laat die vuur in ons harte stadig verdof. Soos Israel op Karmel. Het laat ons verdof en ons staan tussen twee gedagtes. Bietjie dit, bietjie dit. En daarom, broers en susters, moet ons waak. Dis waarom die Here sê, moenie die onderlinge byeenkomste misloop nie, want hier so een keer 'n week kom ons en ons bemoedig mekaar. Die Here praat met ons en ons wil nader en nader aan God wees. En hoeveel keer het ons dit nie al gesien nie? Iemand kom tot bekering, vuur en vlam, wil die wêreld aan die brand steek. En stelselmatig raak hulle lou en lou en lou en lou. Want daar's afgoderry, daar's goed waarmee hulle besig is, waarmee moet besig wees nie. En die gevolg is duidelik. En ons kan dalk dink, wat hierdie, ons lag vir die Baal profete. Wat doen ons? En daarom vandag,
Ek roep u vandag terug. Ek roep u vandag terug na 'n eenvoudige keuse. Broers en susters, en dis wonderlik om by mekaar te kan kom, dat ons hier kan uitstap, dat ek myself kan ondersoek. Wanneer ek die skrif voorberei, praat die Here ook met my en hy sê ondersoek jouself. En die Here vra vandag van my en u opnuut, ondersoek jouself. En die eenvoudige keuse, duidelike keuse, as die Here God is, en hy is God, volg hom. Volg hom met alles in u. Wees radikaal. Ek vra weer die vraag, as die Here God is, en hy is God, volg hom. Hoe lyk dit, as ons almal sê, ek wil radikaal opnuut vir die Here werk, ek wil opnuut hom dien, asof ek hom die eerste keer tot bekering gekom het, kan jy dink hoe vuur en vlam jy was die eerste keer, toe jy hoor van die Here, en jy maak daai keuse, waar dit ook al was, as jy opgestaan het in 'n diens, vorentoe gestap het, jong persoon of ouer persoon, wanneer jy die eerste keer tot bekering gekom het, dat jy radikaal kan sê, ek wil weer daar wees, ek wil daar wees vir my God. Laat ons die dinge, wat ons geloof laat afkoel en vervaag, uit ons lewe uitgooi en uitroei. Wat vervaag u lewe? Wat verkoel u lewe? En ek weet, u weet hoe dit kom. U het self al dit gesien, daar sekere goed wat inkom. Stelselmatig. En dit maak mens koud, en dit trek ons weg. 'n voorbeeld. Vriende. Vriende wat die Here nie dien. Kom kuier saam met ons Saterdag. In plaas van om vroeg huis toe te gaan, bly jy daar 10:00, 11:00, 12:00, 1:00. Dan is jy nie op 'n Sondag hier waar jy moet wees nie. 'n voorbeeld. En stelselmatig word 1 naweek, 2 naweke, 3 naweke, 4 naweke. En so gaan dit, en dan raak ons koud. Ons geloof koel af. En daarom, broers en susters, laat ek en u opnuut dit uitroei wat nie daar hoort nie. Laat ons met onverdeelde, opregte harte die Here dien. Want die Here is God. Die Here alleen is God. Amen.